ons eerste boodskap gaan oor Jesus roep na al die kinders. Nou, baie van ons kom uit huise uit. Ek weet nie of julle ook so groot geword het nie, dan sê jou ma, kinders moet gesien word, maar nie gehoor word nie. Is daar van julle wat in sulke walglike huise groot geword het? Ek was een van daai. Nou, dit is absolute sonde om vir Franse boys te sê, ekskuus vir die woord, maar bly stil. Ek hou nie daarvan nie. Ek wil baie graag praat. En dan, sodra iemand vir my gesê het, wel bly stil, dan wil ek graag vra, hoekom? Nee, sonder om vir julle nou vreeslik uit te brei oor my lewe, maar ek het baie keer al van agteraf gehoor, hoekom moet jy stil bly? Maar ons het in hierdie huise groot geword, en het julle ook al agtergekom, dat kinders het wel 'n plek in die huis, maar het is so maklik, wat ons kinders as minder ag, as 'n volwassene. Maar ons ag hulle minder, as wat ons osself ag. Dit wat hulle sê, dit wat hulle doen. Nou gaan Jesus, en hy ruk ons tot stilstand en sê, wow, jy, wat die kind op 'n laer vlak sit as jouself, daar's iets van hom, of haar, wat ek wil hê jy moet leer. Hoor wat gebeur. As jy 'n Bybel het, blaai saam met my, na Markus 10 toe. As jy nie 'n Bybel hier het nie, mag die Here jou genadig wees, dat jy na oorlog toe kom sonder 'n swaard. Markus 10, vers 13 sê, ouers het hulle kinders na Jesus toe gebring, sodat hy hulle kon aanraak en seën. Maar sy disippels het hulle daaroor aangespreek. Vers 14, toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en hy het vir hulle gesê, laat die kinders toe om na my toe te kom. Moenie hulle keer nie, want God se koninkryk is juis bedoel vir almal wat soos hulle is. Vers 15, ek verseker julle, wie God se koninkryk nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daarin gaan nie. Vers 16, toe het hy sy arms om die kindertjies gesit, sy hande op hulle koppe gelê en hulle geseën. Hoor jy wat gebeur hier? Net om vir jou te verduidelik, dat jy net verstaan hoekom het mense gereageer soos wat hulle gereageer het. In daardie tyd, en ek dink baie keer nog vandag, was dit 'n Joodse tradisie, dat ouers die kindertjies, kleintjies, na die rabbi toe moet bring, sodat hy vir hulle kan bid. Dit was ook 'n tradisie, dat hulle die kindertjies na die sinagoges toe vat, waar die ouderlinge dan die kindertjies optel, hulle hande op hulle lê en vir hulle bid. Kom julle agter dat die feit dat ons kinders inseën, is nie 'n onlangse ding wat iemand uitgedink het nie. Kom al van die Bybel af. Jesus, hulle het dit gedoen, die Jode het al vir jare dit gedoen. Nou gaan die disippels, en hulle sê, wow, julle ouers met al die kinders, moenie naby Jesus kom nie, wag net eers 'n bietjie, gaan net aan. En ek dink baie van julle het soos ek al, as jy hierdie stuk lees, dan dink jy, eers wie die disippels was om stupid. Dadelik sit jy hulle onder 'n kategorie wat sê bad guys. Het jy al ooit die storie net van hulle kant af gekyk? Hoekom het hulle gereageer soos wat hulle gedoen het? Baie eenvoudig. Hulle het geweet wat vir Jesus voorlê. Hulle het geweet sy lewe gaan iewers te eindig. Hy gaan gekruisig word. En wat hulle toe probeer doen, is hulle probeer hom so los as moontlik maak, sodat hy soveel as moontlik kan doen, en in hulle oë was kindertjies ook a waste of time. Jesus sien dit toe, verontwaardig is hy toe, en hy trap hulle toe uit en sê, wow, julle verstaan nie. Die koninkryk is bedoel vir hulle. En hy gaan 'n stapie verder en hy sê, maar julle moet soos hulle wees. Dan kan julle eers in die koninkryk ingaan. Kom julle agter wat het Jesus nou dadelik gedoen? Hier's kinders, hier's die res van ons. Wat doen hy? Sit hulle op dieselfde vlak. Want in sy oë, maak nie saak hoe groot of hoe oud of hoe jonk, hoe gerimpel of nie gerimpel jy is nie, in sy oë is almal op dieselfde vlak. Matteus 18 vers 1 tot 6 sê, in daardie tyd het die disippels na Jesus toe gekom met die vraag, hoor mooi,
Wie van ons sal die belangrikste wees in God se koninkryk? Jesus roep toe 'n klein kindjie nader en laat dit tussen hulle staan. Toe sê hy, as julle nie met ander oë na die lewe begin kyk en soos die kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van God ingaan nie. Daarom is elkeen wat so nederig soos hierdie kindjie word, die belangrikste in God se koninkryk. En elkeen wat 'n kindjie soos hierdie een ter wille van my verwelkom, verwelkom my. Maar elkeen wat een van hierdie kleinstes wat in my glo tot 'n val bring, vir hom sal dit beter wees om met 'n meelsteen om sy nek in die see te verdrink. Kom julle agter, Jesus praat nie net nou nie. Dis 'n ding wat op sy hart druk, dat julle moet word soos kinders. Want daar's iets wat met julle gebeur, wat met ons gebeur, wat met my gebeur, sodra ons ouer word. Iets hier kognitiefs begin anders te dink oor die wêreld, kyk anders daarna. Ons moet asseblief verstaan dat ons word uitgenooi tot 'n lewe waar ons eienskappe van 'n kind moet deel maak van ons lewens. Ons moet nog steeds groei in volwassenheid en ons persoonlike geestelike lewe. As jy lees verder, dan staan Paulus op 'n stadium en hy sê, moenie soos 'n kind bly in jou geestelike lewe nie. Raak volwasse. Jesus kom en hy sê, maar daar's eienskappe van 'n kind. Daar's goed wat hulle doen, daar's maniere van doen, wat ek wil hê, julle moet nog steeds deel maak van julle lewens. Nou wat is hierdie? Die eerste een, en ekskuus my Engels, ek het net nie 'n beter woord vir dit nie, straightforward. Julle het daar agtergekom, ek love dit van 'n kind. As hy nie van jou hou nie, gaan hy nie eers 2 keer dink om in jou gesig te staan en vir jou te sê, jy lyk lelik nie. Dan staan jy verontwaardig daar en sê, wat is nou, wat, jy praat nonsens, gaan huis toe. Nee? Maar in sy oë, dis wat hy sien. Hy stap na iets toe, iets wat vir jou lyk wonderlik en special. Gaan hy sê, dis dom. Hoekom? Want dis wat hy dink. Dis hoe hy voel. Het jy agtergekom dat ons nie meer straightforward is nie? Want iewerste in volwasse wording het ons besef, dat jy, ons moet nou net bietjie kalm raak. Want as ons so sê wat ons dink, dan gaan ons dalk iemand seermaak. Ja. Ek het dit al baie agtergekom, veral met haar. Dan sê ek eerlike goed, en dan wil sy nie eintlik dit hoor, sy wil iets anders te hoor, en nou sit 'n hele ander ballgame wat ek glad nie verstaan nie. Maar, wat seker normaal is, nee, ek leer nog, nee, maar, die ding is, met ons, volwasse wording, dan begin ons al hoe meer te worry oor, wat gaan jy dink, as ek dit sê? Net jy agtergekom, dat ons is deesdae so bang, wat mense dink, dat ons glad nie oor God straightforward praat nie. Ons bly stil. Nee, ons wil jou nie ontstel nie, en is sulke hoeke en draaie. Maar 'n kind se oë. En ek breek nou nie, maar my sussie was een van daai, en is iets kosbaars wat sy in haar lewe gedoen het, toe sy klein was. Sy was verlief op Jesus. So erg, dat as jy haar gaan vang daar buite kan speel, nou ek is glad nie so nie, want ek kan nie modder hanteer nie. Ek dink want my ma het my verkeerd groot gemaak. Sodra ek uit die modder uitkom, want sy altyd die onderkant van my naels skoon gemaak, en dit is stupid, maar my sussie, nee, die kon in die modder geslaap het as sy wil, maar wat sy dan nou gaan staan en doen het, sy het briefies vir Jesus geskryf, in die sand, en dis so sy gevoel het, sy was straightforward, as jy vir haar gevra het, hoe voel jy oor Jesus? Ek's lief vir hom, en sy het jou vertel, maar iewerste in ons volwasse wording verloor ons hierdie, en ons praat nie meer, en ons is nie meer straightforward nie. Tweede ene is vertroue. Julle het dit al gesien in 'n kleintjies, dis vir my die amazingste. Vir 'n kind is sy pa en ma 'n superhero en 'n superwoman. Hulle kan alles doen. My pa is die sterkste, dis hoekom ek agter hom gaan wegkruip as dinge vir my lyk, dit is nie lekker nie. My ma kan alles doen. Enige probleem, ek kan dit vir haar sê, mamma gaan dit fix.
Hoe kwaad dit haar maak, die worry ons nie oor nie, maar sy kan dit fix. Hulle het hierdie onvoorwaardelike vertroue in julle. Waar het ons vertroue op God verloor? Hoekom vertrou ons hom nie meer so erg soos wat 'n kind sy ouers vertrou? Is dit omdat ons begin dink dat ons kan dit self doen? Is dit omdat ons dink, omdat ons nou ouer is en meer verstand het en meer wysheid het, dat ek het 'n beter plan as die Here? Ek gaan hom help om hom te verduidelik wat hy moet en nie moet doen nie. So asof hy nie weet nie. Hoe lyk jou vertroue met die Here? Waar staan dit? Sit dit op 'n skaal. Noem dit vir jouself. Die derde een is nederigheid. Kinders in hulle verstaanswêreld het nog nie na die ding ontwikkel om hulself te druk om voor te wees nie. Julle het dit daar agtergekom. Ek het dit nooit besef totdat ek hierdie nie gelees het en navorsing gedoen het daarvan. Is dat as 'n kind klein is, hy wil nie noodwendig altyd voor staan nie. Wie druk om voor te staan? Sy ma of sy pa, of iemand in wat vir hom 'n leier is. Dis hoekom as jy naby 'n kind kom, dan kruip hulle altyd so agter hulle ma weg en loer vir jou so. Waar staan ons? Is ons nog so nederig? Iewers as ons ouer word, dan begin ons al hoe meer van onsself te dink. Het gaan al hoe meer oor my. Waar staan ek in die lewe? Wat dink mense van my? Wat se werk doen ek? Waar bly ek? Dat ek net 'n status kan kry. Dis glad nie wat die Here wil hê noodwendig. Want nederigheid is iets wat 'n vital rol in jou lewe het. Ek gaan iewers later aan preek daaroor, maar ek weet nie of julle ken seker nou vir Retief Burger, dit is die ou van Luitkeels en whatever, wat die liedjie Leeu van Juda geskryf het en daai tipe goed. Daar gebeur iets powerfuls met hom, toe hy sy laaste serie opgeneem het. Terwyl hy voorberei en wat ook al vir die serie. Sê hy, die Here het dit net in hom wakker gemaak, dat gewoonlik wanneer 'n kunstenaar op 'n verhoog klim, waar staan hy altyd? In die middel, hier waar die lig die beste is. En hy voel in sy hart, hoe hy voel, te sê, Here, vir hierdie CD, vir hierdie opname, wat voor honderde mense gedoen was, ek gaan uit die spotlight uitskuif. Here, vat u die spotlight. As hierdie CD verkoop, laat het gaan om u, nie oor my nie. Ek is net 'n tool. En dis nie om hom op te lig nie, maar daar's iets uit daai storie uit wat ons kan leer. Dat ons moet begin om weer nederig te word. As jy werklik wil groei in jou verhouding met die Here, klim uit die spotlight uit. Dit moenie gaan oor jou nie. Dis hoekom hierdie ding waarop ek staan, is die gevaarlikste ding op planeet Aarde. Want sodra jy 'n trappie hoër is as mense, dan dink jy het 'n meer groter sê. En elke dag sit ons onsself iewerste, in jou huis, in jou verhouding met jou vrou, in jou werksomstandighede, gaan dit die hele tyd oor, waar staan ek op die trappies? Is ek daarom hoër as jy? Beteken ek meer as jy? Is my sê meer as jy? En waar sit jy jouself? Die hele tyd in die spotlight. Die laaste een, a sense of wonder. Jy het nou na die video gekyk. Daai kind beleef die wêreld as iets wonderliks. Daar is nie iets so amazing soos hierdie plek waar ons leef nie. Soos wat ons ouer raak, dan sien ons net al die lelik raak. Jy het al agtergekom? Vra 'n bietjie vir die mense, hoe gaan dit met Suid-Afrika? Wat is die eerste ding wat hulle sê? Nee, ons is moeg om geld te skenk vir Nkandla. Ons is moeg om eetop te betaal, die belasting is te hoog, en hierdie een is sleg, en daai een is sleg, en hierdie. Waar is jou fokus? Vra 'n bietjie vir jouself. Het enigiets wat jy nou gesê het, was dit positief? 'n Kind dink nie so nie. Vir 'n kind, daar bestaan nie iets soos ras nie. Daar bestaan nie iets soos, ek wil nie saam met jou nie. Alles is mooi. Ek fascinate myself as dit gaan oor 'n babietjie. Het julle al gesien as hulle net daar lê? Hulle speel vir ure lank met hulle tone.
ek dink dis onnosel. Maar vir daai kind, dis die amazingste ding wat hy nou ontdek het. Sy tone is vir hom iets amazings, en as hy dink dit moet beweeg, dan beweeg dit. En is nog vet en squishy. Maar soos dat ons ouer raak, hierdie sense of wonder, die wêreld is so mooi, daar's iets beautifuls daar buite, verloor ons. Ons raak so vasgevang in die negatiewe. Waarna kyk jy, as jy na die wêreld kyk? As jy hier uitstap, wat sien jy? Sien jy mooi? Sien jy vuil? Sien jy stikkend? Sien jy iets wat nie werk nie? So my so mooi, ek en Janine kyk gisteraan, ek weet nie of julle dit al gesien het, op Kyknet is daar so 'n program, Republiek van Zuid-Afrika, wat Karen so, ek smal oor daai vrou julle, regtig, ek gaan haar nog enig in die kerk kry, dan gaan sy die wêreld verander, maar die vrou het 'n onderhoud met PJ Powers, en PJ Powers maak daar 'n stelling, ek in my lewe, dit is so powerful, sy sê daar, ons moet ophou om te dink dat die leierskap, dat hulle beheer het. Ons het beheer. Maar ons moet ophou in die stoele sit met rugleunings en sê wat moet gedoen word. Jy het beheer, jy moet iets doen. Is dit nie so nie? Haar uitkyk op Suid-Afrika is amazing. Sy sien baie positiewe, alhoewel daar soveel negatiewe is, maar sy sien die positiewe in. Sy het besef in haar lewe, as ek 'n verskil wil hê, moet ek hou op om vir ander mense vingers te wys, kom ek doen dit self. Iemand het eendag gesê, who gets the vision, must do the job. Ons as Christen wil net baie graag hê, iemand anders moet die job doen. Waar is jy vandag? As jy na jouself moet, as jy na hierdie 4 goed moet kyk, wat eienskappe van 'n kind is, waar staan jy? En mag jy in hierdie week, as jy Bybelstudie doen en tyd saam met die Here spandeer, mag jy begin en sê, Here, maak my soos 'n kind. Laat ek weer net soos 'n kind word. Laat ek U sien vanaf 'n kind se point of view. Want vir 'n kind is God amazing. Hy is groot. Hy kan alles doen. Maar vir ons het nie vertroue nie. Ons is nie nederig nie. Ons glo nie in hom nie. Mag jy hom sien uit die oë van 'n kind. Kom ons bid saam. Papa Vader, Here dankie, dat U vanmôre op 'n spesiale manier met ons almal kom praat het. Here, ek dink, as ons kyk na hoe ons dink oor die lewe, sou ons agtergekom het dat baie van ons maak baie keer die fout om 'n kind laer te ag as 'n volwassene. Here, omdat sekere goed van wat hulle doen ons irriteer en ons pla. Here, maar tog sê U dit soveel keer in die woord, dat die koninkryk behoort aan hulle, aan mense wat glo soos hulle. En Here, vanmôre sit ons hier, en ek dink as ons introspeksie doen oor onsself, en ons kyk na ons eie lewens, Here, dan besef ons sit die pot mis, Here. Here, ons sien U nie van 'n kind se point of view nie. Here, ons ervaar U nie meer, soos wat ons U ervaar het toe ons 'n kind was. Here, ons vertrou U nie meer so meer. Here, ons is nie meer strydvolhouend as dit kom by U nie. Here, terwyl ons die probleme identifiseer in ons eie lewens, Here, dankie dat ons weet, U gaan ons help om hierdie uit te sort. En ek bid, Here, mag mense U ervaar hierdie week. En Here, mag ons in hierdie mold inklim van 'n kind, met ons geestelike lewe, Here, sodat ons eer kan ervaar en kan sien.
En Here, terwyl ons bid, bid ek 'n seën oor elke liewe een. Mag jy God op 'n unieke manier ervaar hierdie week. Mag goedheid en guns jou volg elke dag van jou lewe. En ek bid, mag daar 'n oop deur kom waar jy 'n oop deur nodig het. En mag genesing deel raak van jou lewe. In die wonderlike naam van ons Jesus. Amen. Amen.